Ons kan geld maak uit die ding uit. Miljoene. Hoeveel aandele jy in ons maatskappy? 100 000? Ja, meneer. Kan jy dink wat sal met ons aandeleprys gebeur as dit terugbaar word dat Anglo ons wil oorneem? Die prys sal die hoogte inskiet, man. Die hoogte in. Hulle wil ons nie oorneem nie, meneer. Maar dit maak nie saak nie. 'n Gerug sal dieselfde effek hê. 'n Gerug of twee. 'n Woordjie hier, 'n woordjie daar, 'n fluistering in die ore van die pers. Anglo sal dit onmiddellik ontken, meneer. Maar natuurlik, ons ook. Dan klink dit soos ons in Anglo se strategie. Die aandelebeurs is sensitief, Angus. Mense lewe op hoop. As ons aandeleprys net met R1 styg, weet jy hoeveel geld maak jy? 100 000. Weet jy hoeveel geld kan ek maak? Ek sal nooit my aandele verkoop nie, meneer. Moenie 'n gek wees nie, Angus. Jy verkoop dit op ons stokprys. Die volgende oggend kondig ons jaarsyfers aan. Ons teleurstellende wins, ons lae dividend. Ons sê alle hoop op 'n oorname is tot niet en ons aandelepryse bodem val uit. Jy koop jou 100 000 aandele terug teen halfprys en jy maak 'n persoonlike wins van 500.000. Want jy gaan inisiatief nie. Maar meneer, Gaan na jou kantoor toe en werk vir ons 'n strategie uit. En jy praat met niemand hieroor nie. Met niemand nie. dis onreëlmatig, meneer. En ek is nie so seker of dit nie oortreding van die maatskappywet is nie. En die reëls van die beurs, meneer. Reëls, moenie met my kom praat oor reëls nie. Reëls is gemaak vir klerke in die staatsdiens, nie vir entrepreneurs nie. As 'n reël in jou pad staan, breek die ding en smyt hom een kant toe. Toe gaan